Goed julle, ons kom nou by die derde deel, die C-gedeelte van ons toerusting vir hierdie week. Ons is by God se koninkryk in die begin. Ons fokus hierdie week is die mens en sy wonderlike blyplek. Albei kon ons nou al so ver stilstaan. Wel, ons kon stilstaan by ons leesgedeeltes, wat nou Genesis 1 vers 26 tot 29 is, dan ook Genesis 2 vers 7 tot 14, Genesis 2 vers 15 tot 17, Genesis 2 vers 18 tot 25 is ons leesgedeeltes. Ons kon ook kyk na die verband tussen Genesis 1 en Genesis 2, dit is nogals belangrik, dink ek, vooral vir ons ouer kinders hier van 10, 11, 12, 13, en vir onsself om daardie verband te begin verstaan. En dan het ons gekyk na die fokus, of ons het gefokus op die mense blyplek, daardie wonderlike tuin, wat die Here maak aan die begin, en waar die Here by die mens is, waar die Here heers as sy koning, heers met sy woord, waar die mens die genietinge kan beleef wat God vir hom gemaak het, die wonderlike vreugde om in daardie tuin en by God te wees, die hele ding dat God net vir ons die een en alles is, en dan in hierdie lus op, is natuurlijk iets wat nou verloren gegaan het in Genesis 3 se sondeval, en ons sal daarop ingaan meer. Die wonderlike evangelie is dat God ook sy koninkryk laat kom deur Jesus, en uiteindelik laat hy elkeen wat in Jesus glo weer deel in daardie herstelde, herskepte tuin. Ons lees van daardie herstelde en herskepte tuin in Openbaring 21 en 22. Maar nou wil ons fokus op die mens self. Hoe is die mens in die begin? Wat is God se bedoeling met die mens? Wat wil hy hê vir die mens? Nou, ons lees oor die skepping van die mens in Genesis 1 vers 26 tot 28, en dan ook in Genesis 2 vers 7, vers 15, vers 18 tot 25. Ons hooffokus gaan wees op Genesis 1 vers 26 tot 28 in hierdie toerusting. Ons gaan ook verwys na hierdie gedeeltes, en hierdie gedeeltes is nogals belangrik, julle kan dit ook gaan lees, maar julle moet dit gaan lees, maar ons hooffokus gaan hier wees by Genesis 1 vers 26 tot 28. Ons fokus eers op Genesis 1 vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou is die vraag hier, wie is die ons? Nou daai ons is die drie persone in ons een God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek dink, dit is hoe mens dit kan sê vir jou kinders wat hier 5, 6, 7, 8 is, 9 is. Die van 10 af kan ons bietjie moeiliker goed vir hulle dalk begin verduidelik, bietjie meer eksegetiese goed. En waar mens jou taal leer wat jy nou op skool leer, moet begin gebruik. En kyk nou 'n bietjie hoe mooi sien 'n mens dit hierso. En God het gesê, ons een God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Nou ek sou verwag het hier moet staan, en God het gesê, laat ek mense maak na my beeld. Nou sê God ons. Hoekom sê God ons? Nou God is besig om te sê hoe hy is. Hy is een God, een God, in wie daar meer as een persoon is. Ten minste 2, nee? Of 3 of meer. Uit Genesis 1 vers 26 weet ons nog nie. Maar wanneer ons skrif met skrifvergelyking doen en ons lees in die Nuwe Testament, en dan word dit klinkklaar duidelik, Vader, Seun en Heilige Gees, die 3 persone in ons een God. Gaan lees gerus ook artikel 9 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Wys dit vir jou kinders, hoe mooi word hierdie eksegese daar uiteengesit en verduidelik. Dus, die mens is geskep na die beeld van die 3 enige God. Maar wat beteken daai na die beeld nou? Na die beeld van God, wat beteken dit? Wel, daai van na die beeld, kan ook die betekenis hê van met die doel om. So, God skep die mens met die doel om sy beeld te wees, of om God uit te beeld. En dan gaan dit regtig 'n goeie uitbeelding wees. Jy gaan duidelik God kan raak sien in die mens as beeld van God.
Dis wat daai na ons gelykenis in vers 26 beteken. Gelykenis sê net soos, of regtig in ooreenstemming met. So, God sê hier in Genesis 1 vers 26, laat ons mense maak, wat ons regtig goed en getrou uitbeeld. Ek het gedink om, wat ons hieroor praat, so bietjie net in 'n paar prentjies te probeer wys. As ons nou kyk na Paul Kruger, sien ons nou daar vir Paul Kruger, en dan gaan ons van Paul Kruger af, en na Pretoria se kerkplein toe, en daar is 'n standbeeld van Paul Kruger. Hierdie standbeeld van Paul Kruger beeld Paul Kruger uit, en ek dink as 'n mens nou na hierdie beeld van Paul Kruger kyk, dan kry ons 'n goeie idee van wie Paul Kruger is, of hoe Paul Kruger gelyk het, die regte Paul Kruger gelyk het. Maar ons kan sommer baie dadelik of baie duidelik raak sien dat hierdie Paul Kruger beeld nie vir Julius Malema uit nie. Hoekom nie? Want die beeld lyk nie soos Julius Malema nie. So, dit is wat die mens is. Die mens is geskep deur God om hom uit te beeld. As 'n mens na die mens kyk, dan moet ons iets van God begin raak sien. Dis wat ons in vers 26 moet leer. Ons gaan in vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hom geskape. Dis 'n paar belangrike goed. God skep sy mens, wat hom gaan uitbeeld, manlik en vroulik. So, jou geslag is nie toevallig nie. Jy besluit ook nie self wat jou geslag gaan wees nie. Die Here gee dit. Hy het van die begin af manlik en vroulik geskep in verskillende rolle. As mens nou daar in Genesis 2 vers 18 lees, dan staan daar ook hier die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou, soos ons in ons toerusting A gesê, ons eerste stukkie toerusting vir hierdie week, waar ons gepraat het oor die verband tussen Genesis 1 en 2, laat ons gesien dat Genesis 2 vir ons meer detail gee oor God se 6-dag skepping in Genesis 1, en hier in Genesis 2 van vers 18 af tot vers 25 gaan die Here in meer detail in op die skepping van die vrou, en dan sien ons, hy skep die vrou as hulp. Maar baie belangrik, hy skep nie nog 'n man as hulp. Hy skep die vrou as hulp vir die man. Die man is die liefdevolle leier, die vrou die liefdevolle helper. Saam is hulle 'n span en werk hulle in hierdie wêreld vir God. En ja, soos wat ons nou gesê, belangrik, die Here skep nie man en man. Duidelik hier, die hele transgender ding is net nie dit wat dit is nie deel van die Here se koninkryk storie nie. Die koninkryk storie van God in sy woord, die evangelie van Jesus Christus, gaan net heeltemal daarteen. As julle wil, kan ons op 'n stadium moet my sê, bietjie dieper hieroor praat. Julle moet ook dink, hoe verduidelik julle hierdie vir julle kinders? Ek het nou graad 1 tot 3 ouens, op graad ouens wat 5, 6, so oud is nou al reg is om hierdie te vat nie. Maar ek dink beslis as ouens hier by 12 of 13 kom, dan kan 'n mens begin om gesprekke hieroor te hê vir al die wêreld waarin ons is. En julle as ouers sal weet hoe om dit te doen. Elke ouer weet die heel beste om dit met sy kinders te doen. Ek ook nie dis die werk van die skool regtig om oor sulke goed te praat nie, soos oor seksualiteit en allerlei sulke goed te praat nie. Dis die werk van ouers volgens die woord van God in elk geval. Ouers praat binne 'n verbondshuisgesin met hulle kinders lekker reguit daaroor. Gaan lees daar die Spreuke 5, 6 en 7, dan sien jy hoe paas met hulle seuns oor sulke goed praat. Maar goed, net belangrik dis die hele manlik-vroulik ding wat in ons tyd so 'n geweldige issue is, kom sommer hier reg in die begin van God se koninkryk lekker na vore. Nog iets wat ons hier moet raak sien is dat God man en vrou na sy beeld skep. Dis nie net die man wat God uitbeeld of die vrou wat God uitbeeld nie. Nee, die man as man beeld God uit en die vrou as vrou beeld God uit. Dis belangrik dat ons hier moet raak sien. En as jy vraag, hoe op aarde werk dit nou? Hoe beeld ons
ons God uit. Kyk nou na daai standbeeld van Paul Creer waarna ons nou gekyk het. Ons kan hom sien, duidelik sien en ons sien, hy beeld Paul Creer uit, maar hoe beeld ons God uit? Want 1 Timoteus 1:17 byvoorbeeld sê Paulus dat die Here, hy praat oor die Here as die koning van die eeuwe, die onverwerflike, onsienlike, alleenwyse God, onsienlik. Hoe beeld ons wat gesien kan word, 'n onsienlike God? So, wat mense eintlik hier moet sê is, ons beeld God nie uit in hoe ons lyk nie. Okay? Maar hoe dan? Nou, ons moet God uitbeeld soos wat hy is. Nie in hoe hy lyk nie, maar hoe hy is. Die standbeeld op Kerkplein beeld Paul Creer nog ons baie sterk uit in hoe hy lyk. Dis nie hoe ons God uitbeeld nie. Ons beeld God uit in hoe hy is. So, hoe is God? As ons net Genesis 1 en 2 gehad het, dis al baie, kan ons so geweldig baie leer oor wat dit beteken om God uit te beeld. Jy kan kyk veral daar in die graad 7 katekisasieboeke word bijvoorbeeld verwys na die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. Dis liefde en vrede en blydskap en lankmoedigheid en nederigheid en getrouheid en selfbeheersing en nederigheid. Alles dinge wat God ook uitbeeld. Hoe God is en hoe ons God uitbeeld. Maar as ons net na Genesis 1 en 2 kyk, dan leer ons al so baie oor wat dit beteken, oor wie God is en wat dit dan beteken om hom uit te beeld. Ons doen dit 'n bietjie. Ons kyk na Genesis 1:26. Dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers. Dis so die mens heers. Hoekom? Want God heers. Ons beeld in ons heerskappy, koning Jahwe uit. Die Here regeer soewerein en almagtig oor die skepping, en die mens wat hier op aarde heers oor die diereryk en oor alles wat hier op die aarde is, ek beeld ons heerser God uit. As ons na vers 28 toe gaan, dan staan daar, en God het die mens geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou in ons vul van die aarde met ons kinders, is ons besig om God uit te beeld. Ons dink 'n bietjie na hieroor. Verlede week kon ons raak sien God se 6-dag skepping dat hy skep lig op die eerste dag. En dan van dag 2 af skep hy ruimtes, dag 2 en dag 3. Hy is besig om ruimtes te skep. Hy skep op dag 2 ruimte waar binne asem gaan opgehouden word, daardie uitspansel wat hemel genoem. Daar binne kan ons asemhaal. Hy skep ruimte, daai uitspansel is ruimte waar voëls kan vlieg. Dis 'n ruimte waar son, maan en sterre kom. Ons God is 'n ruimteskepper. Dan op dag 3 gaan hy verder met sy ruimteskepping. Hy laat die droë grond sigbaar word. Dis ruimte waarop mense en diere kan leef. Die see versamel hy, die water versamel hy, die see. Dis ruimte waarin visse kan wees. En dan van dag 4 af vul God daai ruimtes. Hy vul die hemel met son, maan, sterre. Op dag 5 vul hy die water met visse. Vul hy die lug met voëls, op die hemelruim verder met voëls. Op dag 6 vul hy die aarde met diere en mense. Ons God vul die aarde, vul die heelal. Dis nie net leeg nie, dit is vol. En nou gee God die mens die opdrag om vul die aarde te vervul met kinders, met ander mense wat aan die beeld van God is. En so is die mens besig om God uit te beeld. So sien ons ook die verkeerdheid van homoseksualiteit weer eens. Weer eens iets wat julle diskresie moet gebruik oor of julle en hoe julle dit vir julle kinders gaan vertel. Maar homoseksuele verhouding kan nie kinders voortbring. Dis 'n verhouding van dood. Ons God is 'n God van lewe. Dit beeld nie God uit. Ook 'n verhouding van 'n man en vrou wat besluit, of 'n huwelik tussen 'n man en vrou wat waar besluit, maar ons gaan nie kinders hê nie. Dis nie reg nie. God wil hê dat ons die aarde moet vul. Ons moet hom uitbeeld.
So ja, natuurlijk kry ons die hartseer situasie van mense wat nie kan kinders hê, nee. Daardie sondeval het ons 'n wêreld vol pyn, vol lyding, vol krisis, vol hartseer. En mense wat nie kan kinders hê nie, is baie maal deel daarvan. Maar goed, net wanneer mense moedwillig besluit ek wil nie kinders hê nie, dis mos nie in lyn met beeld van God wees nie, of homoseksuele verhouding. Net nie in lyn met beeld van God wees nie. Nog iets waarin ons God uitbeeld, is dat God is een God, in wie daar meer as een persoon is. En so is die mens in die begin ook. Die mens is een mens, in wie daar meer as een persoon is. Kyk 'n bietjie, as julle nou kyk daarvan Genesis 2 vers 18 af, waar die Here nou die vrou maak, waarop daar ingegaan word op die detail van die skepping van die vrou, dan staan in vers 21, toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En dan, dan word die man daar na daai operasie wakker en dan kan hy sê oomtrent nie glo hierdie stunning mooi vrou wat die Here van hom gemaak het. Maar dan sê hy, sy is nou been van my gebeente, vlees van my vlees. Sy is een met my. Hoekom? Want sy kom dan uit sy ribbebeen. Dit is interessant, en God die mens maak, Genesis 2 vers 7, vat hy 'n hoopie grond en hy maak 'n mens. Toe die vrou maak, vat hy nie nog 'n hoopie grond en maak 'n vrou nie, nee, hy maak die vrou uit die mens, uit daai ribbebeen. Dis een mens in wie daar meer as een persoon is. En so beeld man en vrou in hulle eenheid God uit, die een God, in wie daar meer as een persoon is. En dan, daarin ons een God, tussen die persone van ons een God staan wonderlike liefde, die Vader die Seun lief, die Heilige Gees die Seun en die Vader lief. En daar in die begin, in die liefde tussen die man en vrou, word daar die liefde wat daar binne in die drie eenheid is, ook uitgebeeld. Daar is ook kommunikasie, nee. Vader, Seun en Heilige Gees kommunikeer met mekaar in die hele skepingsproses. Ons sien dit in Genesis 1, nee. En dan die kommunikasie wat daar binne in daardie een mens is tussen man en vrou, beeld God uit. Nou kan jy jouself indink, nee, daar binne die drie eenheid skree hulle nie op mekaar nie, nee. Vader skree nie vir die Seun en vir die Heilige Gees omdat hy kwaad is vir hulle. Hulle verstaan mekaar ook nie verkeerd, en daar is nie misverstande nie, hulle raak nie verbitterd nie, niks kwaad en beklei nie, jy hoor dit nie in stemtone nie, en so was die kommunikasie van die mens ook in die begin. Dis iets wat ons sukkel baie maal by onsself raak te sê, weet die sondeval probleme ons sal nog al uitkom, dis hoekom ons Jesus nodig het. Maar goed, kommunikasie is ook 'n manier waarop God uitgebeeld. God werk, hy skep, die mens bewerk en bewaak. Daarin beeld ons God uit in ons elke dag se ywerige werk. En dan, God is goed, hy skep alles goed. En daarom is die mens ook goed. En in die mens se goedheid, sy sondeloosheid, beeld ons ook God uit. So ons kan raak sien, nee, die manier hoe ons God uitbeeld is in hoe God is. Nie hoe God lyk nie, want hoe lyk God, die onsienlike God. Ons beeld God uit in hoe God is. Kom ons sluit af met 3 laaste goeders. Die eerste een is, die mens as beeld van God is radikaal God gesentreerd. Adam en Eva leef nie en werk nie met goeie selfbeeld. Dis nog 'n ding wat in ons tyd net tot vervelings toe al eintlik net gedry word, is hê 'n goeie selfbeeld. Adam en Eva het nie gewerk met goeie selfbeeld nie, hulle het gewerk met ek wil 'n goeie godsbeeld wees, want dis wat God ons gemaak het, om 'n goeie godsbeeld te wees. Dis wat die fokus moet wees, nie op self nie, maar God. Ons moet God uitbeeld, daarop is God vir ons in die middelpunt, nie self en die uitbeelding van self. Dan 'n tweede ding, die mens as beeld van God is ook kind van God.
Daar was 'n wonderlike vader-kind verhouding daar in die tuin, in die koninkryk in die begin. 'n Wonderlike vader-kind verhouding met God. Like Vader, like Son. Die kind beeld altyd die Vader uit. Ons sien dit in die mens as beeld van God. Soos die Vader is, soos die kind. En so dat beeld van God sê ook vir ons, daar is 'n vader-kind verhouding. Julle kan gerus daar deur Lukas 3 vers 23 tot 38 ook gaan lees. Dit begin by Jesus. Nou werk dit terug na Adam toe in Jesus se geslagregister tot by Adam, en dan staan daar Adam die seun van God. Adam as beeld van God is ook die seun van God, die kind van God. So daar is net hierdie wonderlike vader-kind verhouding. Hierdie is net so wonderlik. Dan die laaste ding waarmee ons moet afsluit, ons het 'n krisis. As ons nou nadink oor dit wat ons gesê het oor beeld van God, dan sien ons maar, ja, ons is beeld van God, maar nie soos daar in die begin. Een van die belangrike dinge wat dit uitbring is dat kommunikasie dink ek en die liefde een. As ons op die ander ingang sal ons dit baie duidelik ook sien, daar's by elkeen van daardie manier hoe ons God uitbeeld wat ons genoem het 'n reuse krisis. Ek dink die liefde een en die kommunikasie een bring dit net so maklik uit, omdat dit die plekke is waar ons so maklik sien dat daar 'n krisis is in die manier hoe ons met mekaar praat en die liefde tussen ons. Dit is stikkend. Die mens as beeld van God het stikkend gegaan. Wat het fout gegaan? Genesis 3 se sondeval vertel het. En dis hoekom ons Jesus nodig het. Jesus is die volmaakte beeld van God. Hy is die volmaakte mens wat God volmaak uitbeeld. En in en deur Jesus word ons weer uiteindelik herstel om op die nuwe aarde volmaak beeld van God weer te wees. Nou, julle moet 'n goeie week verder hê. Sterkte vir julle week en regtig vrede net vir julle. Goed gaan.